great again, because this is a beautiful country. You know, maybe in the long run we will see what we will do with white ladies. Thank you so much. True revolutionaries will do to your people. Every white man must leave South Africa. Women are welcome to stay, your children are welcome to stay. Maar aan die naboelong. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, jy het nou so vinnige video gekyk wat ek dink die meeste mense al gekyk het. So dis amper die video, noem dit nou maar amper ou nuus. Ek weet Willem Petzer het iets ook daaroor gesê wat soos hy maar gesê het ook dat daar honderde mense vir hom het aangestuur. Ja, so baie mense stuur dit vir 'n mens aan en wil graag jou opinie en mening oor dit hê, en soos dit vir my klink, het Marula Media ook iets daaroor gesê, maar ek wil graag u verwys, en ek wil eers 'n voorbeeld gebruik. U weet, hulle het by geleentheid vir Alex Jones van Infowars van Amerika gevra, hoe kry jy dit reg om sulke akkurate, ek wil die woord projeksies gebruik, nie voorspellings nie, want voorspelling kan 'n geestelike inset hê, dit kan 'n profetiese inset hê, 'n projeksie is bloot op fisiese feite, inligting, dit wat jy sien en weet van. En dan 'n projeksie, kan dit 'n voorspelling ook noem, maar ek hou eerder van die woord projeksie. Hoe kry jy dit reg om so akkuraat? Jy het in hierdie geval, het hulle vir hom 'n spesifieke voorbeeld genoem, jy het die Twin Towers, die 9/11 soos ons almal dit bekend is aan ons almal, het jy voorspel. Jy het gesê, dit gaan gebeur. Hoe het jy dit geweet? En hy het nie gesê profetiese wat hy ingebring het nie. Nee, sy antwoord was eenvoudig. Hy het gesê, jy moet alles luister, jy moet alles lees, en jy moet die detail van dit wat jy luister en lees, moet jy dissekteer, ontrafel, ontsyfer, en alles daarmee saam. Want hy gebruik toe die voorbeeld Alex Jones self en sê, daai senator het soveel jaar gelede dit gesê, en daai Israeliese persoon het soveel jaar gelede dat gesê, en daaruit het hy die voorspelling of die projeksie gemaak, dat die Twin Towers aangeval gaan word. Nou net so moet 'n mens alles lees, alles luister. Ek sê altyd vir mense, dit neem my ten minste 4 ure per dag om al die YouTube video's wat relevant is tot die gebeure van die dag, detail in die Balkanstate op 'n internasionale vlak, detail van wat in Servië of in Joegoslawië of waar ook al gebeur, of in Moldova of in Transnistria, klein, 'n president wat vervang word, byvoorbeeld nou maar net, terwille van 'n voorbeeld. Sodat dit kan in die groter prentjie speel dit en wys dit vir jou rigting. En wanneer jy rigting kan sien uit gebeurheid, noem jy dit projeksie, voorspelling. Natuurlik het ons as Suidlanders en as gelowiges, nie net Suidlanders nie, ander gelowiges, die massiewe voordeel van die profeseë wat die Vader deur sy ryklike genade vir ons gee. En dit gee vir jou absoluut die naastaande volmaakte prentjie wat jy kan kom. Die fisiese wat jy sien, en dan die profetiese, wanneer soos ek altyd vir jy sê, wanneer daai fisiese by die punt kom waar hy die profesie in vervulling bring, dan kry jy nie 'n vaster, konkreet, meer konkrete voorspelling, projeksie, sal jy nie kry nie. Verseker nie. So ja, neem my minstens 4 ure om deur internasionale, nasionale nuus te luister op al die verskillende sosiale, Rumble en op Facebook en op YouTube en op TikTok en om dit alles. So ja, 'n mens kom min voor 1 uur, 12 uur, tussen 12 en 2 is maar gewoonlik wanneer ek eers tot ruste kan kom. Sodat 'n mens weet en 'n goeie projeksie kan maak, terwille van u, terwille van gewone mense, vrouens en kinders wat elke voorskool toe afgelaai word, skool afgelaai word, ma-werk, pa-werk, en daarom is dit my werk as brandwag, om my so goed as moontlik in te lig
om nie net môre 'n onderhoud met enige internasionale joernalis oor enige onderwerp te kan voer, breedvoerig nie, maar ook te bedien met die nodige waarskuwings. En soos ons gesê het, ons sal nou net terugkom na dit toe. Hoe dit ook al sy, hierdie video wat u nou gekyk het in die begin, is 'n groot stem tot bekommernis, natuurlik. Want ek weet nie of u self sal kan herinner nie, maar ek kan dit baie goed onthou, want etlike jare gelede het ek 'n toer deur die hele land gedoen, soos wat ek mos gereeld van tyd tot tyd doen. En ek het dit gebruik in hierdie toer, in my aanbiedings. En ek gebruik nooit inligting. Ek gebruik nooit informasie in my toere nie. Ek gebruik inligting, menende informasie is nie getoets nie, is nie geverifieer nie, ek gebruik dit nie. Informasie wat getoets is, geverifieer is, bewys is, dis waar, is betroubaar, gaan oor in inligting. So, wat ek gebruik altyd is inligting, veral op hierdie breë stroom, want u kan dink hoe hulle my sal verguis as ek eers 'n fout sou begaan. Hulle sal my lewendig afslag. Hoe dit ook al sy, in hierdie toer, het Malema by geleentheid, by 'n vergadering, as ek dit reg onthou, was dit Mamelodi, waar hy gesê het, en dit was algemeen bekend, dit was in artikels geskrewe en alles daarmee saam, het hy by geleentheid gesê, die wit mans het hulle swart vrouens, die bediendes in die huise, die werkers in die huise, het die wit mans verkrag. Hy het dit so gesê. Natuurlik ter opsweping en alles daarmee saam, ons weet dat dit nie waar is nie. Natuurlik sal jy altyd 1 uit 1 miljoen of 1 uit 10.000 of 1 uit 100.000 kry wat hom met sulke gekkigheid ophou en wat ook al daarmee saamgaan. Maar in Hebreë is dit verseker nie die geval nie. Maar ja, hy dra dit toe nou oor aan hierdie gehoor en natuurlik hou hulle nie daarvan nie uit die aard van die saak nie. 2-3 weke daarna, toe staan hy op 'n ander verhoog. En dit was ook in artikels en alles daarmee saam. Toe sê hy, ons gaan met die wit vrouens doen wat hulle met ons vrouens gedoen het. Maar hy het nie by die vergadering gestipuleer en gesê, hulle het ons verkrag, ons gaan hulle ook verkrag nie. Hy het dit by 'n ander vergadering, 2 weke as ek reg onthou, maar maak dit maar 3 of 4 weke tevore, gesê, die wit mans het ons vrouens wat in die huise gewerk het, verkrag. Dis al wat hy daar gesê het. En natuurlik nou die res van sy toespraak. En al die opsweping daarmee saam. Maar ons moet, soos Alex Jones gesê het, dissekteer. Luister mooi. Want Alex Jones het gesê, as jy mooi luister, dan laat hulle die aap uit die mou. Altyd. En dis hoekom hy 9/11, die Twin Towers, kon akkuraat projekteer, voorspel. So daardie tipe woorde na alles intens, en ek vergeet dit nooit. Nooit nie. Want dit is relevant tot dit wat in hierdie land besig is om af te speel, na toe te bou en gaan éventueel speel. En toe by die vergadering daarna, toe sê Malema, ons gaan met die wit vrouens doen wat hulle met ons vrouens gedoen het. Verwysende na dit wat hy 3 weke gelede gesê het. Nou kom ons by nou. Nou sê een of ander EFF persoon wat sê hy is die hoof van hulle militêre vleuel en wat ook al daarmee saamgaan, ek weet nie of hy is nie, ek weet nie wie hy is nie, ek stel ook nie belang nie. Maar ek luister na wat hy sê, want ek weet sy leier het dit etlike jare gelede gesê, by die woord, by die naam genoem in 2 verskillende vergaderings, waar hy duisende toegespreek het en duisende hom toegejuig het. Nou kom hierdie persoon en hy herhaal daardie woorde. Vir my 'n groter bekommernis is die Zulu wat dit ook vir die vrou sê, ons sal sien wat ons met julle white ladies gaan doen. My bekommernis is dat hierdie Zulu is 'n sterk leier. Ek dink nie iemand kan daaroor twyfel nie. Die dissipline wat hy oor sy optogte uitoefen, sy, soos hulle sou sê, sy aura, dit wat om hom is, getuig van sterk leierskap, verseker, is nie moeilik om dit te sien nie. Hy is in beheer van wat hy doen,
En dit maak hom gevaarlik. Menend as ek sê gevaarlik, kom ek gebruik liewers nie die woord gevaarlik nie. Kom ek sê, dit maak hom kragtig, dit maak hom sterk, dit maak hom invloedryk. Hy het invloed oor derduisende en hy het beheer oor derduisende. So as ek Malema se uitsprake luister, etlike jare gelede, hierdie EFF wie ook al hy is, en 'n sterk Zulu leier, dan kan ons vir onsself verseker, kan ons onsself baie bekommerd stem. En dis hoekom Suidlanders se noodplan so ontwikkel is, dat ons vrouens en kinders saam met ons neem na veiliger areas waar daar die nodige beskerming in groepsverband, die nodige selfverdediging toegepas kan word. En hierdie is nie nuut nie. Gaan lees in die Mau Mau, in die Kongo, in Kenia, gaan lees wat het gebeur daar. Gaan lees die hofsaake wat in Den Haag was. Gaan lees dat vrouens wat in hokke aangehou was vir dit. Wat aangehou was vir dit. Jy weet wat daar dit is. Van hulle kon nie getuig in 'n hof nie. Hulle was totale zombies. Dis die beste woord wat ek nou maar kan gebruik hier. Ek het van daardie hofsaake gelees, heel wat van hulle. Afgryslik. So dis niks niets nie. Dis ook nie nuut in die Bybel nie. Die Bybel praat van julle vroue sal onteer word. Jy weet presies wat dit beteken. En dis hoekom ons nou Joël 2 behandel in die oggende, want Joël 2 is so perfek geskryf vir Suid-Afrika. En ook dan die oproep daar tot bekering. 'n Geweldige oproep met 'n geweldige energie, waar die pastore en die evangeliste en die dominees moet voor die heilige, sê nou maar voor die preekstoel, moet hulle op die vloer lê en ween en smeek die Vader dat hierdie nie oor ons gaan kom nie. Ons het hier die momentum gesien, kykers en luisteraars. Ek het in my eerste video 3 weke gelede min of meer gesê, daar's nog nie rede vir paniek nie. Nie dat ek ooit gaan sê daar's rede vir paniek nie, maar daar's nie rede nou vir paniek nie, want hier, hulle het goeie momentum gebou, genoeg momentum om na die 30ste dan nou die plundering, die brand van geboue, die aanval en aanranding en heel waarskynlik ook vermoor van buitelanders, daar's genoeg momentum, verseker, om hierdie tendens voor te sit en op te bou. Hoe vinnig dit gaan bou, tot waar ons die teiken gaan word. Jy is nou nog tans nie die teiken nie, jy is, maar kom ons sê nie in die voorkop nie, in die agterkop, is ons die teiken. Ons is die eventuele, uiteindelike teiken. Dis hoekom hierdie Zulu sê, dat we will see what we will do with your white ladies. Dis hoekom die EFF sê, julle wit mans moet gaan, die vrouens kan maar bly. Kom ons nou dink wat gaan gebeur. Dis hoekom Malema dit gesê het etlike jare gelede. Ek noem maar enkele voorbeelde van dit wat nou aan die bekend is, en wat toe ook baie bekend was. En dis hoekom ons die noodplan so ontwikkel het, dat wanneer hier die eskalasie, ons weet nie hoe vinnig het gaan eskaleer nie, die tye ken die Vader alleen, maar ek kan vir u sê, ek het vir u 3 video's gelede se opskrif was, geen rede tot paniek nie, en ek sê dit nog steeds, maar ek kan vir u sê, dat die momentum wat nou gebou het, tot en met vandag, is genoeg, om voort op te bou, en spoedig, dit kan ek nie sê nie. Hoe spoedig kan ek nie sê nie. Dit kan spoedig, maar dit kan uitgerek ook wees. Ek kan nie dis moeilik om daai projeksie te doen. Tydsprojeksie is onmoontlik. Net die Vader ken die tye. Maar wat gaan gebeur, is nie so moeilik nie. Dis net wanneer dit gaan gebeur, is baie moeilik. Maar dat dit gaan gebeur. So wat nou gaan gebeur, is mense wat vreemdes in diens geneem het, gaan verseker geteiken en groot probleme optel, met die momentum wat reeds opgebou is. Ons sien klaar, dat daar plakkerskampe van vreemdelinge aan die brand gesteek word. Ons sien die brandstigting klaar, wat begin plaasvind, ons kan dan 'n eskalasie daarvan verwag. En tot op die punt, en ek wil sê die kultuur van geweld, dis 'n baie gevaarlike kultuur van brandstigting,
kultuur van plundering. Ons sien hoe hulle plunder oral, soos wat ons nou die afgelope weke die video's kyk. 'n Kultuur van plundering, 'n kultuur van aan die brand van brandstigting, 'n kultuur van aanranding, 'n kultuur van dit wat ons in Kwanongaba gesien het in Mosselbaai waar 4, party berigte sê 5, hou dit maar op 4, konservatief, 4 vermoor is, vreemdes, vermoor is. So dis 'n gevaarlike kultuur. En daardie kultuur is besig om gevestig te raak. En wanneer daardie kultuur sterk genoeg gevestig is, met genoeg getalle en vermoë, dan gaan ek nie vir u sê jy moet paniek raak nie, maar dan gaan ek vir u sê nou is die risiko bitter hoog. Die risiko tans vir u bly daardie lyn uit, bly uit gevaar uit. Moenie deur so optog ry nie, moenie naby hom kom nie, vermy dit. Wanneer jy in die huise is in die nag en dan gaan so optog of iets verby, moenie ligte aan en afsit nie, moenie wys daar's, hou stil, bly stil, gaan op die knieë en bid. Dit is wat ons nou kan doen. En natuurlik as ons as 'n oorblyfsel kon verootmoedig, soos Joël dit voorskryf, met 'n opregte hart. Dit help nie ons gebruik die een vuil taal en vloek op die ander een, en brassery, en drinkery, en slegsêery, en kwaadstokery, en toos op die sosiale medias, en ons dink ons gaan gou-gou eendag 'n verootmoediging hou, en dan gaan dinge verander nie. Nee, die Vader laat hom nie bespot nie, moet dit baie mooi verstaan. Maar ja, daar is nog benoude oomblikke, in terme van, in ten opsigte van, om soos Joël 2 beskryf, ons in verootmoediging nou moet kom, kan nog. En soos Johanna Brandt gesê het, ons kan dit dan ligter tref, as ons in so ootmoed sou ingaan, kon ons dit ligter tref, maar ons moet deur hierdie ding gaan, om deel te mag hê aan die heerlikheid wat kom. Kyk as luisteraars, daar's baie om te sê, maar kom ons kyk uit, wees gereed, wees paraat, die tye ken ons nie. Ons het almal gesien dat die momentum en die grootes van hierdie optogte, verskil van area tot area, dis altyd so, jy gaan sekere areas hê waar die revolusionêr, hierdie march and march baie sterk is, jy gaan areas hê waar hulle nie sterk is nie, jy gaan areas hê waar hulle swak is. Dis met alles in die lewe so, dis met elke oorlog so. Daar's plekke en punte waar Rusland sterk is, waar hy swakker is, waar hy medium sterkte is, daar's plekke waar Oekraïne sterk is, dit is oral so. Jy's in jou eie lewe op sekere punte sterk, ander is jy swakker. Dis hoekom ons 'n noodplan het, waar enersdenkendes by mekaar kom, sodat waar ek swak is, iemand anders teenwoordig is wat daarop sterk is, en waar ek sterk is, en daardie persoon of persone swak is, weer daar, en dan vorm ons daardie volmaakte liggaam van Christus. Jy is die oë, of die ore, of die neus, of die vingers, of die hande, of die bene, of die voete, en saam, eendrag maak mag. Sterkte en seën tot 'n volgende keer. Totsiens.